Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete. Dis 'n aanlyn boodskap. Ek is Gerard, dis my voorreg om vandag saam met jou te kuier terwyl ons aangaan met ons preekreeks Inwording. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie manier kan besig wees met U woord en dat U deur U Heilige Gees in ons woon en werk. Dankie dat U woord lewendig is. Dat U deur U woord skep en dat dit ook besig is waarmee U besig is in ons lewens om nuwe lewe te skep. Dankie dat ons onsself kan toewy aan U vir hierdie paar oomblikke wat ons saam tyd spandeer. En ons kom bid regtig, Here, dat dit wat ons vandag oor gesels, dat U dit sal gebruik om ons te groei vir U koninkryk. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So dis ons tweede week met hierdie reeks tema inwording. 'n Baie interessante Afrikaanse woord, né? Ek het nie eens geweet daar bestaan so 'n woord nie. 'n Woord wat beskryf die proses van iemand of iets wat word, dit wat dit bedoel was om te wees. Hulle beplan 'n mall, daar's al die planne, daar's al die begrotings en dan begin die grondwerke en die bouwerk en ons aanskou die inwording van die nuwe mall of 'n nuwe woonbuurt of 'n nuwe skool of 'n persoon wat gekies is om 'n sekere posisie in 'n span, in sport te vervul of miskien in 'n besigheid en die persoon ondergaan opleiding of oefening en ons aanskou die inwording van daardie persoon in daardie posisie. Inwording, 'n proses van groei waar iemand of iets word dit wat dit bedoel was om te wees. Nou as Paulus in al sy briewe skryf oor dit wat ek en jy bedoel was en is om te wees, dan gebruik hy die woordjie roeping. En ons kuier nou hierdie jaar baie uit die Korintiërsbriewe uit en dis hoe hy 1 Korintiërs begin. 1 Korintiërs 1 vers 1 en 2, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenes, aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heilig is. Dit wat Paulus oor homself sê, dat hy 'n geroepe is, dit sê hy oor elkeen van die mense in die gemeente van Korinte en natuurlik oor my en jou ook. Want ons is nou saam die gemeente van God in hierdie in hierdie area waarin ons woon. En ons het in ons disipelskap prosesse, ons journey en expedition groepe, ons klein groepe, het ons 'n bietjie stil gestaan by hierdie gedagte. Die woordjie wat Paulus hier gebruik vir gemeente is die woordjie ekklesia. Nou dis 'n woordjie wat deur die Romeinse ryk gebruik is. Miskien het jy dit nou al gehoor. Onthou die Romeinse ryk, 'n magtige empire, klomp lande. En in hierdie magtige empire is sekere stede en streke geïdentifiseer om kolonies te wees. Hoekom? Want daar's nie massa media nie, daar's nie TV's nie, daar's net areas waar baie mense beweeg en in daai areas strategies gekies, moes hulle wys die Romeinse ryk se kultuur en moes mense herinner, dit is waarvan ons deel is, die Romeinse ryk. So Korinte wat 'n hawestad is waar baie mense gereis het, is geïdentifiseer as 'n Romeinse kolonie. Nou in sulke kolonies is die uitgesoekte mense, die mense wat voorgeloop het, die mense met Romeinse burgerskap, wat voorgeloop het in die vestiging van die kultuur in daai omgewing van die Romeinse ryk, is genoem ekklesia, die uitgeroepenes, mense wat gekies is
om voor te loop in die vestiging van die kultuur van hierdie Romeinse ryk. So in Korinthe het die mense nogal 'n sêding gehad, we are more Rome than Rome itself. Mense was trots op die kultuur en die eklesia wat hierdie kultuur vestig, sodat almal wat deur Korinthe reis kan onthou, o ja, die keiser is die heerser, hy is die koning van al die konings in die Romeinse ryk. O ja, hy heers met die volmag van die gode wat hier aanbid word in hierdie area. En o ja, dis hoekom ons dinge doen soos ons dit doen. Dis hoekom ons hierdie kultuur het, want ons is deel van die Romeinse ryk. Paulus gebruik daai woordjie eklesia om ons roeping te beskryf. God het mense gekies en hy het hulle saamgevoeg in 'n beweging, sy eklesia, sy gemeente. Wat is ons roeping as eklesia? Daar is nou 'n nuwe koning, Jesus Christus is die Here, nie meer die keiser nie. En oral waar Jesus die Here is, met ander woorde oral, word sy eklesia nou geroep en gekies om die kultuur van God se koninkryk te vestig. Dit is ons roeping. En inwording beskryf die proses waar ek en jy nou word, dit wat God ons in Christus geroep het om te wees en wie ons klaar in Christus is, het jy gesien? Hy sê die geroepe heiliges in Christus. In Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heiliges. Ons is klaar in Christus, heilig, dit beteken een kant gesit vir God se doel, soos dinge in die tempel een kant gesit is, soos ons nou een kant gesit vir God se doel in hierdie wêreld, om sy koninkryk se kultuur hier te vestig, want Jesus is klaar koning. Ons het baie hieroor gesels in ons disippelskap proses. Nou kom ons agter vroeg in hierdie brief, Paulus is baie bekommerd. Hier in vers 10 en 11 skryf hy al daaroor. Want die gemeente se inwording is nie in lyn met wie hulle in Christus geroep is om te wees nie. Daar's 'n disconnect. Hierdie gemeente, hierdie eklesia wat God se kultuur, die kultuur van sy koninkryk moet vestig, lewe op 'n ander manier. En ons sien dit in 'n klomp dinge wat Paulus deur hierdie brief aanspreek. Een van die plekke waar hy oor skryf is in 1 Korintiërs 3. En ek wil jou uitnooi om te hoor hoe hy skryf oor die inwording van hierdie gemeente waar daar fout gegaan het. Want ek dink hoe langer ek besig is met Korintiërs, hoe meer dink ek dit. Ek dink ons kan soveel leer by wat Paulus hier skryf, wat ons kan help met ons inwording. Dit wat ons bedoel is om te wees, geroep is en in Christus klaar is, die inwording van dit. So ek wil jou uitnooi om saam met my te lees hoe Paulus skryf oor een van die aspekte waar hy sien die inwording is nie op koers nie. En kom ons kyk hoe dit ons kan help met ons proses van inwording. Wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds. Waar daar onder julle afguns en onenigheid is julle nie dan wêrelds nie? En gedra julle julle dan nie soos wêreldse mense nie? Elke keer as een van julle sê, ek is van Paulus, en 'n ander, ek van Apollos, is julle nie wêreldse mense nie? Ek wil net gou sê, ek is baie versigtig, want ek hoor hoe mense baie keer baie maklik sê, die kerk het so wêrelds geword, wêreldsgesindheid in die kerk. En ons moet altyd versigtig wees om kritiek te lewer oor die kerk, né? Want ons praat van God se tempel, en as jy hierdie hoofstuk verder lees in vers 17, dan sê Paulus, as iemand God se tempel skade aandoen, sal God hom skade aandoen.
So mens moet versigtig wees hoe jy praat oor die kerk. Daarmee sê ek nie, mens moet wegskram van die waarheid nie, glad nie. Dis nie wat Paulus hier doen nie. Maar dit is vir my baie interessant, waarin Paulus die wêreldsheid meet in die gemeente. Hy meet dit aan die afwesigheid van liefde. Hy praat met hulle oor jaloesie. En dis een van die eerste dinge wat Paulus, as hy daai gedig, 1 Korintiërs 13, dit waarmee ons besig in ons disippelskapproses, is een van die eerste dinge wat Paulus skryf oor wat liefde nie doen nie. Liefde doen nie jaloers nie. Hoe meet Paulus die wêreldsheid in die gemeente? Die gebrek aan liefde. En natuurlik het ons nou ons vorige reeks baie oor gesels. Liefde, nie soos ek en jy daaroor dink nie, die liefde van God wat ons in Christus leer ken. Soos Jesus gesê het, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Aan die liefde wat julle vir mekaar het, maar net voor dit sê hy mos, 'n nuwe gebod gee ek julle. Soos ek julle gelief gehad het, moet julle mekaar lief hê. So ons praat oor liefde, nie ons idee van liefde en nou sien jy afwesigheid daarvan nie. Paulus sy idee is God se liefde in Christus en dis nie wat hy in die gemeente sien nie. In die gemeente is daar 'n ander kultuur. 'n Kultuur wat meer is soos wat dinge in die wêreld is. Het was baie algemeen in die wêreld van Korinte en in daai omgewing in wat Griekeland, Noord en Suid-Griekeland en in daai hele omgewing dat mense rondreisende sprekers na gaan luister het. Gewoonlik was dit rondreisende sprekers wat 'n filosofie verkondig het, 'n wysheid wat verduidelik het hoekom is die mens soos die mens is en hoekom is die wêreld soos die wêreld is, filosofie. En natuurlik, hoe meer charismaties die spreker, hoe meer indrukwekkend die spreker, hoe groter die aanhang. En nou kyk Paulus na die gemeente in Korinte en hy sien maar dis dieselfde kultuur as in die wêreld. Party ons sê ons is van Apollos, goed, jy hom gehoor preek. Party ons sê nie, ons is van Paulus, het jy gesien hoe kragtig die Here hom gebruik? Kultuur wat eerder die wêreldse kultuur weerspieël as die kultuur van God se koninkryk. En is met 'n klomp goed so, dwars deur die brief ons in die wêreld van daai tyd klassisme groot gewees. En klassisme veral in terme van die ryk en die armes. Die somebodies en die nobodies. Nou kyk Paulus in die gemeente en dis hoe hulle nagmaal hou. Dis verskriklik. Dis wat gebeur, die ryk is van die armes sommer hof toe. Klassisme, seksuele sondes. Ons lees 'n klomp van die goed in die gemeente is meer 'n weerspieëling van die kultuur van die wêreld as die kultuur van God se koninkryk. En dis hoekom Paulus so bekommerd is, dis hoekom hy die eerste lang brief skryf. Is om dit aan te spreek, dat fout gegaan met die inwording. Daar's nie fout met die roeping nie. Daar's nie fout met wat die gemeente in Christus is nie, maar dit wat hulle in Korinte is nie in lyn met wat hulle in Christus is nie. En nou wil hy dinge regtrek, maar ek wil jou uitnooi om te hoor, luister net gou weer. Wat sê Paulus? Hoe adresseer hy hierdie probleem van die inwording in hierdie gemeente, die proses waar hulle nou word wat hulle bedoel is om te wees? Hoe adresseer hy die probleem? Hoe praat hy met hulle daaroor? En kyk 'n bietjie, hoe kan dit my en jou help? Want onthou, die wêreld is dieselfde as in Korinte. Jesus is koning, Jesus is vandag koning. Ja, daar's baie goed wat verander het, maar die grootste waarheid van die wêreld is presies dieselfde. Jesus Christus is die Here. God se koninkryk is besig om te kom en presies dieselfde roeping wat hierdie gemeente gehad het. Ekklesia, dis ons roeping. Ons is eenkant gesit, die geheiligde, geroepenes in Christus. So kom ons kyk hoe Paulus hierdie probleem van inwording adresseer. Het jy opgelet hoe hy hulle beskryf? Hy manipuleer nie, hy dreig nie, hy bevestig in 'n sekere sin. Hy sê, ek kon nie, toe ek by julle was, met julle praat, soos
volwassenes nie, want julle was toe nog nie, dis toe hy die gemeente geplant het. Ek het met julle gepraat soos klein kindertjies, in Christus, dis mos nou reg. Ons het almal begin klein in die geloof. Hy sê, maar nou kan ek nog steeds nie met julle praat as volwassenes nie. So aan die een kant bevestig hy die waarheid van wie die mense is. Ja, julle is miskien nou nie 'n klomp indrukwekkende mense in wêreldse standaarde nie, hy skryf daaroor in die brief, maar God het julle gekies. Julle is sy eklesia, julle is sy kinders, in Christus, dis wie julle is. Aan die een kant bevestig Paulus die genade wat hierdie gemeente ontvang het. Hy skiet hulle nie af nie. Julle is klein kindertjies in Christus. Hy bevestig, hy gee eintlik daai versekering. Maar terselfdertyd spreek hy die probleem direk aan. Julle is klein kindertjies, nog steeds. En vriende, dit lyk asof Paulus hierso wil sê, ouens, teen hierdie tyd behoort julle al volwasse te gewees het. Toe ek die gemeente geplant het, natuurlik moes ek met julle praat soos met klein kindertjies. Maar teen die tyd, en dis nie 50 jaar later nie, hoor. 4-5 jaar nadat Paulus die gemeente geplant het, kry hy die nuus, besef hy die gemeente se inwording het skeef gegaan, hulle het nie gegroei soos hulle moet nie, en jy kom agter Paulus se verwagting was anders. Hy het gedink na 4-5 jaar gaan hierdie gemeente al basies volwasse wees. Dis interessant, né? Met ander woorde, dit behoort nie dekades te vat vir 'n gemeente om volwasse te word nie. Na 4-5 jaar het Paulus gedink, dit behoort al so te wees. Maar hoor jy hoe hy terselfdertyd, julle is kinders in Christus, maar julle is kleinkinders. Julle moet groei. Jy hoor genade en waarheid, en kan jy nou 'n bietjie terugdink aan ons vorige reeks, met ander woorde, toe ons gepraat het oor die dimensies van God se liefde. Jesus heers in geregtigheid. Maar as Johannes Jesus beskryf hom vol genade en waarheid. So dis geregtigheid, God wat dinge regmaak, deur genade en waarheid gelyk. Is dit nie presies wat ons hier sien nie? Paulus skryf hierdie brief, want God is getrou. Hy het gekies en hy maak nie foute nie. Hy het hierdie gemeente saamgesit deur die Heilige Gees. Hulle is nou die liggaam van Christus. En hy het hulle geroep as sy eklesia. Hy het nie 'n fout gemaak nie. Genade, hier is wie julle is. Waarheid, hier is wat julle geroep is om te wees. En julle moet groei. Julle moet groot word. Baie direk, maar terselfdertyd baie sterk bevestiging. Julle behoort aan die Here. En vir my kom hier dan 'n paar dinge uit. As ek hoor hoe Paulus met hierdie gemeente werk, dan hoor ek, inwording is vir Paulus 'n proses. Inwording het te doen met hoe hulle dink. En inwording is almal van ons wat saam groei, maar dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Kom ons gesels so 'n bietjie oor dit. Inwording is 'n proses. Is 'n proses om te word dit wie God ons in Christus geroep het om te wees. Dis 'n proses. Met ander woorde, vriende, dis nie kits nie. En ek dink is baie belangrik dat ons dit besef. Ja, Paulus het die verwagting gehad, maar dis 4 of 5 jaar later. Hy het die verwagting gehad dat hierdie gemeente al basies volwasse gaan wees, maar dis 'n hele klomp jaar later. Hy het nie die verwagting dadelik gehad toe hy daar met hulle gepraat het en die gemeente is gevorm. Toe was hulle klein kindertjies. Hy het gedink in die proses van 4 of 5 jaar, definitief gaan hulle nou al basies volwasse wees. Maar hulle was nie. Maar dit beklemtoon net vir my, inwording is 'n proses. Hy beklemtoon dit oor en oor hierso.
Hy gebruik die beeld van klein kindertjies wat moet groei om volwasse te word. Later gebruik hy die beeld van landbou. Ons saai, een maak nat, maar God gee groei. Dan gebruik hy die beeld van 'n bouprojek, die tempel van God wat gebou word. Wel, God trek nie in as die tempel klaar gebou is nie. Die tempel verrys, maar God woon klaar deur die Gees. Maar al daai dinge wys op proses. En ek dink in ons wêreld is dit so belangrik om dit te beklemtoon, want ons lewe in 'n kitswêreld, 'n wêreld met 'n kultuur dat dinge moet vinnig verander word. Jy kyk 'n fliek en in 2 ure word die hele wêreld se probleme opgelos. En dan kom jy in die werklikheid en dis nie so nie. Ons lewe in 'n kitswêreld dat as dinge nie vinnig reggemaak kan word nie, dan vervang ons dit. Maar 'n kind word nie in 'n kits 'n volwassene nie. Dis groei. Jy plant nie die een dag en die volgende dag kan jy oes nie. Dis groei. En miskien omdat ons nie almal so naby aan die groei lewe nie. Die mense in daai wêreld het nader aan die groei van dinge gelewe. Hulle was of tentmakers of steenwerkers of met hulle hande dinge gevorm of landbouers. Hulle was naby aan die proses. Ons wêreld is ons paar tree weg van die proses af. Ons sien nie die blomme groei nie. Ons maak nie nat nie. Ons koop net die bos daar by die winkel. En in ons wêreld kan ons maklik so begin dink oor inwording. Dis kits. As ek moet luister na die stories wat baie keer vertel word onder die Here se mense, onder sy eklesia, dan is dit asof dit die storie is wat ons celebrate. Die in 'n oomblik het die Here dinge verander. Nou die Here kan. En hy gaan. En as hy vanaand terugkom, gaan hy in 'n oomblik hierdie liggaam verander. Maar vriende, die hele Bybel en 2000 jaar se kerkgeskiedenis moet ook vir ons sê, God werk in proses. En baie keer werk hy meer in proses as wat ons besef. God gee die groei. Dis nie kits nie. As ons praat van om 'n weerspieëling van die liefde van God te word, om sy koninkryk se kultuur te vestig, maar nou moet daai kultuur eers die kultuur van ons gemeente word, dan is dit nie kits nie. Dit is 'n groeiproses. Maar ons moet ook sommer terselfdertyd ophou om te dink, dis far-fetched. Dis too high to come by, soos my ma gesê het. Ons moet ophou. Paulus het 'n verwagting gehad, 4-5 jaar, dan moet die gemeente basies volwasse wees. Natuurlik gaan ons altyd bly groei, maar dan moet 'n basiese volwassenheid wees. En waaraan word die volwassenheid gemeet? Liefde. En toe dit nou afwesig is, en daar's ander kultuur, jaloesie, verdeeldheid, fout met die proses. Gaan nie in 'n oomblik verander nie, ons gaan die proses, ons gaan weer op koers moet kom. En dis hoekom hierdie hele lang brief geskryf is. So vriende, proses, maar ek dink een van die groot aspekte van die proses van inwording is 'n proses van anders leer dink. Net voor Paulus in hierdie hoofstuk ingaan met oor volwassenheid, praat hy oor hoe mense dink. Dink hulle wêrelds, met ander woorde, vleeslik soos die wêreld was voor Jesus, of dink hulle volgens God se nuwe skepping? Dink hulle op ou maniere of dink hulle op die nuwe manier, die nuwe lewe in Christus? En hy eindig nogal daai woorde, en die Engels sê dit vir my die beste. Hy sê, we have the mind of Christ. Inwording is 'n proses van nuut leer dink, en ek en jy het toegang tot Christus se manier van dink. En jy kom dit agter in hierdie gedeelte. Is asof Paulus, ons hoor dit nou nie so nie, want ons vertalings het nou die woorde mooi vertaal, maar in die oorspronklike taal gebruik hy in hierdie 4 verse wat hy praat oor hulle onvolwassenheid, hy gebruik moeilike woorde, moeilike begrippe. Dis asof hy aspres mense stretch
Omdat hy weet, hulle kan beter dink, want hulle het toegang tot the mind of Christ. Hulle hoef nie onvolwasse, kinderagtig te wees in hulle dink nie. Dis asof hy hulle aspres 'n bietjie stretch hierso in hoe hy skryf oor hulle onvolwassenheid en dat hulle eintlik al volwasse moes gewees het oor hulle roeping. En vriende, as dit kom by liefde in die kultuur van God se koninkryk en liefde in die kultuur van ons wêreld, dan dink ek ons moet hier ook stil staan, net soos met kits, moet ons stil staan by denke. Want in ons wêreld, as ons praat oor liefde, is die meeste mense se persepsie, dis 'n emosie. Dis 'n emosie wat oor my kom. Dis iets wat met my gebeur, nie iets wat ek leer nie. Nie proses nie, kits. En nie dink nie, voel. Dis ons kultuur. Hoe dinge in ons kultuur meeste van die tyd werk is, ek voel iets vir iemand, en dan dink ek iets oor daai iemand, en hopelik doen ek daarom ook iets. Maar dit is baie duidelik uit Paulus, en uit die hele Nuwe Testament uit. Die proses is andersom. En jy sal dit in al sy briewe kry, as hy oor liefde praat, praat hy oor, ons moet anders leer dink. Ons moet vernuwe word in ons denke, in die gemoed van ons denke, in hoe ons dink. En ons kan, want we've got access to the mind of Christ. So is vir my baie duidelik uit hoe Paulus skryf, dat inwording het te doen om nie te leer dink. En dis hoekom ons in ons disippelskapproses baie aandag gee aan 1 Korintiërs 13, want daar beskryf Paulus met woorde wat hy deur die leiding van die Heilige Gees gekies het en in 'n gedig ingesit het. Beskryf hy die liefde, die kultuur van God se koninkryk. En ek wil graag een ding uitlig as dit kom by anders dink, is ons gaan moet leer om anders te dink oor mekaar. Vriende, ons probeer die Christelike lewe leef as individue en dan kom ons af en toe saam sodat dit ons kan help. Maar dit is presies andersom. Ons is die eklesia van God. Ons is die liggaam van Christus. Ons is aan mekaar verbind en dis in die verbintenis met mekaar wat ons leer the mind of Christ. Wat is the mind of Christ? In die eerste plek is dit hoe Jesus oor jou dink en oor my dink en nou begin ek so dink. Ek dink anders oor jou. Ek dink anders oor mense in die gemeente. Ons is aan mekaar verbind. Ek kyk, soos ons baie keer sê, deur Jesus se oë na jou. Mind of Christ oor jou. Ek tap in by the mind of Christ. Met ander woorde, ek begin eers anders dink oor mense. Dan begin ek anders doen. En die spesifiek hierso gaan dit oor die gemeente. Ek begin dink, ek kan nie meer aan myself as 'n individu alleen dink nie. Ek is 'n kind van die Here en solank my verhouding met die Here reg is alles van, ek kan nie meer so dink nie. Ek leer nuut dink. Dis nou ons wat 'n liggaam is. Maar in hierdie liggaam leer ek nuut dink oor jou. Hoe kyk ek na jou as ons saamkom om die Here te aanbid? Ek moet na jou kyk, ek kan nie net na die Here kyk nie. Dan raak my aanbidding vals. Ons het daaroor gepraat in ons disippelskapproses uit 1 Korintiërs 13. Ek leer om aan jou te dink volgens the mind of Christ. En wanneer ek so aan die mense in my gemeente begin dink, en ek dan begin sê, goed, wat kan ek doen om uitdrukking te gee aan die mind of Christ, die liefde wat Christus vir jou het, hoe kan ek 'n weerspieëling van daai liefde vir jou wees? Wanneer ek so begin dink en doen, gaan die emosies kom. Maar ek kan nie begin by voel nie. Dis waar ons kultuur is. Jy voel eers en hopelik, miskien dink jy dan anders en hopelik doen jy anders. Anderste om. En dan die laaste ene wat dan aansluit by dit. Met ander woorde, as dit is 'n inwordingproses
maar ons anders leer dink ook oor mekaar, dan het elke een van ons 'n verantwoordelikheid om te werk dat hierdie kultuur in die gemeente groei. Ons het laasweek hieroor gesels. Die lam het oorwin. Jesus sê, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Maar wat beteken dit? Die lam het oorwin, hy's nou koning. Nou is daar 'n nuwe kultuur, die lamkultuur wat gevestig moet word. En ons, en dis mos nou een van die eienskappe van skape, hulle is tropdiere. Ons gaan daai kultuur vestig waar die lam klaar koning is. Dan het ons gesels oor nuwe skepping wat begin het, maar waar begin nuwe skepping? By ons as nuwe mense. En dan hierdie vers, 2 Korintiërs 13 vers 13, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Ons het gesels oor hierdie woordjie, gemeenskap van die Heilige Gees, die koinonia van die Heilige Gees, dis die partnership en fellowship, let wel nie met die Heilige Gees nie, van die Heilige Gees. Die Heilige Gees self, sy teenwoordigheid, en die mense wat hy nou een liggaam gemaak het, soos Paulus in 1 Korintiërs 12 sê. Dit is die fellowship, the partnership of the Holy Spirit. Die gemeenskap van die Heilige Gees. Hier is ons. Maar nou het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid. Jy's nie 'n toeskouer nie. Hierdie is 'n spansport. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid. Onthou jy, Paulus sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. As jy sê, Jesus is die Here, as dit die belydenis en die oortuiging van jou lewe is, dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, en dat hy koning is, dan het die Gees klaar in jou begin werk, en hy het jou deel gemaak van hierdie partnership, maar nou het jy verantwoordelikheid. Dis tog wat partnership is. Vennootskap is gedeelde verantwoordelikheid. Ek tel hierdie verantwoordelikheid op. Ek hoor die roeping, ek sien die inwording. Dis 'n proses. Ek sien dit vat dat ons gaan anders moet leer dink oor mekaar, en ek vat daai verantwoordelikheid. En wanneer ek anders begin dink, dan begin ek anders doen, en emosies sal volg. Dis 'n verantwoordelikheid. Ons praat baie in Doxadeio oor die mekaar begrippe. 29 verskillende opdragte, wees deel van mekaar, 1 Johannes 1 vers 7, dra mekaar, Galasiërs 6 vers 2, mekaar se laste, bid vir mekaar, Jakobus 5 vers 16, bemoedig mekaar, 1 Tessalonisense 4 vers 18, en so kan het aangaan, vermaan mekaar op vrede onder mekaar, dien mekaar in liefde, wees hartlik teenoor mekaar, wees gasvry teenoor mekaar, vergewe mekaar, wees onderdanig aan mekaar, verdra mekaar, daar is letterlik baie maniere wat jy hierdie verantwoordelikheid kan vat en begin lewe in die gemeente. Oor en oor. Wees lief vir mekaar, moenie mekaar veroordeel nie, moenie op mekaar jaloers wees nie, moenie teen mekaar sug nie, moenie mekaar beskinder nie, moenie vir mekaar lieg nie. 59 keer in die Nuwe Testament wat die mekaar woordjie in Grieks gebruik word vir 'n opdrag. Dis 'n verantwoordelikheid wat ek opneem ter wille van die roeping van God. 'n Verantwoordelikheid wat sê, hier's 'n proses aan die gang, maar dis nie net my proses nie. Dis ons proses, maar ek gaan ag gee op my proses in hierdie proses, want ek moet groei sodat ons kan groei. Ek moet anders leer dink oor myself en oor ons, sodat ek my aandeel kan bring, my gawes, my talente, my tyd, my menswees kan gee en kan dien, sodat ons kan groei. En in die gemeente was die inwording bietjie van koers af, maar God is getrou. En Paulus is die uitdrukking van God se liefde teenoor die gemeente. Hy skryf hierdie brief, en hy bevestig, ons is kinders, maar ons moes al volwasse gewees het. Kom ons sit skouer aan die wiel.
Kom ons vat hierdie verantwoordelikheid. En onthou asseblief vriende, as dit kom by groei, is God altyd meer geïnteresseerd in ons groei as in ons gemak. Jy kan maar verwag dat daar omstandighede gaan wees. En miskien is dit vir jou 'n challenge. Miskien dink jy, "Jog, weet jy, by my werk en my gesin, is daar soveel goed waarna ek klaar aandag moet gee. Hoe moet ek nou nog aandag gee aan die groei van die gemeente? Kan die Here nie maar dit vir 'n paar mense gee nie, ek sal net bywoon." En kan ek sê, miskien, ek onthou daar's 'n stuk in die Ou Testament wat die Here met die volk praat en vir hulle sê, "Julle gee net almal aandag in die bou van julle eie huise en my huis lê in pyn. Gee aandag aan die bou van my huis en ek sal sorg vir julle huise." Is dit nie iets van dit wat Jesus ook sê nie? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Miskien gaan dit jou meer help as wat jy besef, as jy aandag begin gee aan hierdie roeping waaraan ons deel het, dat die gemeente groei, sodat ons sy eklesia in die wêreld kan wees. Ons is dit klaar in Christus, dat ons dit nou in die wêreld kan wees, in Korinthe, in die tuinroete, die kultuur van die lam kan vestig, want hy is nou koning. Ons is sy nuwe skepping en ons staan in vennootskap met die Heilige Gees, maar dis 'n partnership. Het jy al jou verantwoordelikheid opgeneem om net die vraag te vra, hoe gaan dit met die inwording van die Here se gemeente hier waar ek deel is? Hoe gaan dit met die gesondheid van sy liggaam? Ons is baie behept met ons eie liggame se gesondheid en is goed. Maar kom ons hoor die roeping en kom ons vat verantwoordelikheid. En ek het 'n idee, wanneer jy aandag gee aan hoe jy kan groei en hoe jy kan help dat die gemeente groei in die liefde van Christus, gaan dit jou in elk geval help in jou verhoudinge in jou huis. Dit gaan jou in elk geval help in jou verhoudinge by die werk en in hoe jy werk. Dit gaan ons omgewing help om al hoe meer in lyn te kom met Jesus se heerskappy. Maar vriende, net soos wat iemand nie namens jou kan dink nie, net so kan niemand namens jou anders leer dink nie en anders leer doen nie. Jy gaan die verantwoordelikheid moet optel en daarvoor bid ons dan vandag vir mekaar en ons herinner mekaar ons kan, want die lam het oorwin, nuwe skepping het begin, God het in ons harte geskyn deur die Heilige Gees en nou seën ons mekaar met hierdie woorde, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Met hierdie seën word ons bekragtig, sodat ons verantwoordelikheid kan opneem en die Heilige Gees kan vra, ons is nou in vennootskap, gebruik my om by te dra tot die groei, die inwording van u gemeente. Die Here seën jou en ek nooi jou uit om hierdie week verder hieroor te gaan dink en dan gaan ons volgende week die reeks afsluit met 'n paar praktiese voorstelle van hoe ons deelneem aan hierdie groeiproses. Die Here seën vir jou.